Ons is nou al redelik ver, ons is al oor halfpad met ons reeks van 40 dae saam Jesus. Nou eintlik in die kerkjaar is die hemelvaart nou afgehandel. Waar ons is in ons storie in die reeks is ons nou nog voor die hemelvaart. En ons het sommer so 'n bietjie 'n challenge, laasweek het Frans julle ge-challenge om vir iemand te sê, maar Jesus leef, dis waar ons hier praat, Jesus leef. Dit maak 'n verskil dat Jesus leef. Dis een ding om te sê hy het vir jou sondes gesterf, dis 'n ander ding om te sê hy leef vandag. So ons het 'n bietjie van 'n social media campaign, die van julle wat op ons Facebook is of op ons Instagram is, sal sien, ons het sommer hierdie week net 'n quote van ek dink dit is gesê wat sê, wil net nou sê nie wat gaan weggee, wat sê, dis die teorie waarin jy glo wat jy sal sien. En as jy glo Jesus leef, dink ek begin jy om genuine in jou lewe dalk te sien. En dan sommer net op 'n manier iets van Jesus leef uit te beeld. So die hele campaign gaan daaroor. Jy kan dit iewers skryf, jy kan dit spel, jy kan in die lug laat 'n vliegtuig skryf Jesus leef, as jy dalk 'n sweeftuig kry met 'n botteltjie spuitgoed en iemand kan jou afneem. En wat ook al, jy en jou maats kan dit uitbeeld op watse manier jy ook al wil. 'n Bietjie interessante manier om net te sê Jesus leef en dit te post op Facebook of op Instagram, en as dit op Facebook is, tag ons net. En as dit op Instagram is, sê net #bekandelaar en of #Jesus leef. En ek dink dit sal nogals exciting wees om te sien hoe ons dit kan uitbeeld en deur dit te doen, eintlik ook dit vir die wêreld te verkondig. Vanaand se tema praat ons bietjie oor ons eie mislukkings dalk, ons eie stryd wat ons in hierdie lewe moet stry, en wat beteken Jesus wat leef as ons oor dit praat. Wie van julle het al op 'n manier misluk in die lewe? Kom nou, deelname is uit, julle weet dit. Van julle het al iets probeer en dit nie reg gekry nie? Dalk het 'n verhouding misluk. Dalk het 'n droom wat jy voorgegaan het nie gerealiseer nie. Dalk is dit foute wat jy gemaak het wat gemaak het dat 'n situasie 'n mislukking geword het. Dalk sit jy vanaand hier en jy voel self bietjie soos 'n mislukking. En die ding met die foute wat ons het is almal van ons wat hier sit, al het jy nie jou hand opgesteek nie, jy het al iewers in iets misluk en iewers te leef jy dalk vandag nog met die gevolge van daai mislukking. Okay, so dalk is dit daai sleepvak waarvan ons gepraat het. Iewers leef jy met hierdie goed. En baie keer is dit dalk 'n verhouding wat misluk het of dis dalk jou eie sonde wat maak dat jy nou ver van die Here voel en geestelik voel jy soos 'n mislukking en dit voel vir jou jy weet net nie meer wat om te doen om uit te kom nie. Dis soos om vas te sit in dik sand en jy het nog gespin en probeer, jy kom nie uit nie, jy sit vas. Jy byt teen die plafon vas soos mense sal sê. Jy probeer en jy probeer oor dit kom en jy probeer verby dit kom, maar jy weet nie meer wat om te doen nie. Vanaand se boodskap dink ek is dan juis goeie nuus vir jou. Want ongeag jou mislukkings, jou toekoms saam Jesus bly ewe rooskleurig. Ek wil so 'n speletjie van Raai Ripa speel. Ken julle Raai Ripa? So, hierdie persoon kon eers op 4 begin praat. Hierdie persoon kon nog op 7 nog nie lees nie. Hierdie persoon, sy ouers en onderwysers het gedink hy's verstandelik gestremd. Ek praat nie van een van julle nie, moenie worry nie. Sê jy gaan, Hierdie persoon is later uit die skool uitgeskort. Klink nogal soos 'n average loser, nê? Nee. Hierdie persoon het later die Nobelprys gewen. Hierdie persoon het baanbrekerswerk in wiskunde en fisika gedoen en hierdie persoon het gesê dis die teorie waarin jy glo wat bepaal wat jy sien. Wie's dit? Mooi. Ja. En julle is ook. Julle is net so slim. Ek wil dit net sê. Baie keer kan klomp goed gebeur wat die bewyse so ver as wat jy kan sien sê hierdie gaan 'n mislukking wees. Hierdie is nie goed genoeg nie. En nog so ou is die ou met die naam Simon Petrus. Want as jy bietjie van sy storie lees, jy dink hierdie stuur af op 'n ramp. Jesus het gesê hierdie gaan die man wees wat die rots van die kerk is, maar ek dink dit gaan 'n mislukking wees. Blaai bietjie na Johannes 21 toe. Ek gaan eintlik sommer soos wat ons deur die storie gaan, oor dit praat. Jy's welkom om te volg en heeltyd by Johannes 21 oop te bly. Ons is aan die einde van die brief van Johannes. Jesus het vir die vrouens gesê hulle moet vir die disippels sê hy gaan hulle weer sien. Hy gaan hulle by langs die meer van Galilea sien en dis wat ons nou hier gebeur is Jesus wat aan hulle verskyn. Okay. Voordat ons lees, terwyl julle nog blaai. Ons weet van Petrus, hy is een van die disippels. Ons weet hy is een van die hoofdisippels, nee, hy is een van die groot manne, hy is die impulsiewe ene. Die een met die karate chop swaard wat hy uitdruk en die persoon se oor afkap. Hy is die een wat altyd die verkeerde ding op die verkeerde tyd sê.
En ons lees van hom dat sy lewe 'n absolute laagtepunt. Praat van mislukking, praat van voel, hier's nou nie 'n manier uit hierdie gat uit nie. 'n Absolute laagtepunt bereik wanneer hy vir Jesus verraai. Wat ons ook van Petrus weet, is 'n paar maande na hy vir Jesus verraai het, preek hy op Pinksterdag, die dag waar die Heilige Gees uitgestort het, en duisende kom tot bekering. Ons weet hy's een van die eerstes wat onder die heidene sendingwerk gedoen het en die evangelie buite die Jodendom gaan verkondig het. Ons weet dat hy na so 'n groot figuur in die kerk geword het, dat die mense in Jerusalem, as hy in die straat afgekom het, net in sy skaduwee wou wees, die wat siek is, want hulle het geglo hulle gaan genees kan word in Petrus se skaduwee. Wat het gemaak dat hy van die impulsiewe, uitgesproke, wou stap maar toe sink hy, kap iemand se oor af en verraai vir Jesus, verander in sy skaduwee is genoeg om siekes te genees. 'n Ontmoeting met die opgestaande, lewende Jesus. Dis wat met hom gebeur het. Ons lees hier 'n verhaal van die disippels wat gaan visvang. Nou wil ek net vir julle dit sê. 'n Mens het in die aand vis gevang, dit was die gebruik. Julle moet imagine, hulle het deur hierdie alles gegaan. Ek bedoel, imagine was Petrus met hierdie, hy het Jesus verraai. Dit was die laaste ding wat hy gedoen het. Hy het Jesus verraai. Omdat 'n meisietjie in 'n paleisie vir hom gevra het. Hy was bang vir 'n dogtertjie. Toe verraai hy vir Jesus. Kan julle dink hoe voel hierdie ouens in hulle harte op hierdie stadium? Hulle het hierdie mens gevolg, hulle het alles vir hom prysgegee. Hy's weg, hy het gesê hy gaan hulle weer kom sien. Nou wag hulle hier langs die meer want hy het gesê hy gaan hiernatoe kom. En hulle vang vis, die een ding wat hulle daarom kan doen, die een ding wat hulle daarom opgelei is om te doen, en dan vang hulle ook nie eers een vis nie. Weet jy net gou die gelaaide atmosfeer op daai skip, daai aand. Ek dink daar's 'n stilte wat jy nie in die glaskas sal kry nie, maar daar geheers het. Lyk my nie almal was al in die glaskas nie. Dit bekommer my nou meer. Ons lees hierso dat Jesus verskyn aan sy disippels. Ons lees van vers 1 af in die see van Tiberias en dit het so gebeur. Simon Petrus, Thomas wat Didimus genoem is, Nathanael van Kana in Galilea, die seuns van Zebedeus en nog 2 ander disippels was daar saam. So 7 of wat mense was op die skei. En Simon Petrus sê toe vir die ander, ek gaan visvang. En hulle gaan toe saam, almal op die boot en hulle het in die skei geklim, maar daardie nag het hulle niks gevang nie. Toe dit al lig was, het Jesus daar op die strand gestaan, maar die disippels het hom nie geweet as hy nie. Wat ons elke keer sien, ons het dit gesien met Maria, ons het dit gesien met die Emmausgangers, hulle weet nie dis hy nie. En Jesus vra vir hulle, hey mense, het julle nog iets gevang om te eet nie? Nee, antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle, gooi die net aan die ander kant, die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het die net toe daar uitgegooi en vanweer die groot klomp vis kon hulle hom nie weer intrek nie. Die disipel vir wie Jesus baie lief was, dis Johannes self, sê toe vir Petrus, dis die Here. Toe Simon Petrus dit hoor, dat dit die Here is, het hy sy hemp aangetrek, want sy boelui was kaal, en in die water gespring. Jy hoor min dat hy sy hemp aantrek en dan in die water spring. Nee, gewoonlik as 'n boot sy hemp uit, dan in die water. Funny. Maar hy het sy hemp aangetrek en in die water spring. Hulle was nie ver van die land af nie, omtrent 100 tree. Die ander disipel het met die skytjie gekom en die net met die visse gesleep. Toe hulle aan land kom, sien hulle 'n vuur brand en 'n stuk vis daarop lê. Daar was brood ook. Jesus sê toe vir hulle, bring van die vis wat julle nou net gevang het. Simon Petrus, hy het toe in die skei geklim en die net op die land getrek. Dit was vol groot visse, 153. Alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Toe sê Jesus vir hulle, kom eet. Nie een van die disippels het so ver gekom om vir hom te vra, wie is u nie? Hulle het geweet dat dit die Here is. Jesus kom toe, neem die brood en gee dit vir hulle en net so ook die vis. Dit was al die 3de keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy uit die dood opgewek is. Daar's 'n paar dinge in hierdie teks wat net so amazing is en vir ons uitstaan rondom wat dit is dat Jesus leef vir jou en my vandag nog. En een van die eerste goed wat ons hier lees is Jesus is daar fisies in hulle groot stryd en in hulle oomblik van mislukking en teleurstelling. En dis waar vir jou en vir my ook. Ons almal het bepaalde uitdagings, ons almal het 'n bepaalde stryd om te stry. Die waar jy sit vanaand, ek bedoel, wat ook al. Jy weet hoe lyk jou bankrekening? Jy weet hoe lyk jou punte? Jy weet hoe lyk jou Facebook status? Jy weet hoe lyk jou vriendskappe? Jy weet hoe lyk jou keuses? Beter as enigiemand anders. En iewers in dit het jy jou eie stryd wat jy moet stry. En iewers in dit voel jy dalk vanaand, maar jy weet nie meer waar jy nie. Dis waar die disippels was, moedeloos. Petrus doen hierdie een ding waar hy goed is, hy kry dit nie eens reg nie, moedeloos. En ek wil vir julle
sê, wat ons hier sien, hulle kry nie vis gevang nie, hulle is hulle vissermanne, is ietsie van die wêreld waarin ons leef. Dat staf baie keer net nie uitwerk soos jy wil hê, dit moet uitwerk nie. Dis deel van die lewe. Die punt is, vir ons wat in God glo, en wat glo in 'n Jesus wat opgestaan het, dat ten spyte van hoe die wêreld lyk, is daar vir elkeen van ons Jesus wat op die toneel verskyn in ons lewe. En skielik dinge kom verander. Nou die visvang hier kan ons praat van, dis die alledaagse. Hulle doen die alledaagse. Dis hulle beroep is visvang. Of dit kan verwys na ons opdrag om vissers van mense te wees. Either way, dis dieselfde beginsel wat sê God is die een wat ons moet help. God is die een wat in beide, ons roeping in hierdie wêreld, in ons alledaagse doen en late, God is die een sonder wie ons dit nie kan probeer doen nie. Ons moet sy hulp vat vir ons lewe en ons moet daarop reageer. God wil deel wees van jou lewe, jy moet dit vat, jy moet reageer op sy uitnodiging. Hoe doen jy dit? Ons sien 'n paar goed hier in die teks. Hoe reageer jy op God wat sê, hey, ek wil jou help. Hey, ek wil deel wees van jou. Ek wil deel wees van jou lewe, ek wil deel wees van jou keuse. Die eerste ding wat ons hier sien is 'n tipe intervention wat Jesus hier het, né? Jesus staan hier op die wal, skielik, en hy roep na hulle toe. Hulle staan nie op die skei en sê, wie staan daar op die wal? Dalk sal hy weet waar die vis byt. Koei. Nee, Jesus reik eers na hulle toe uit. Hy weet wat aangaan in hulle lewe, hy weet hulle vang nie 'n vis nie, hy weet hulle is moedeloos en hulle kan nie meer nie, en hy roep uit na hulle toe en sê, hy weet die antwoord, maar hy vra nou maar, hey, het julle al ietsie gevang om te eet? En dan hoor hoe antwoord hulle, nee. Jy weet, hulle is geïrriteerd en gefrustreerd. Maar wie is jy? Bly stil, my lewe, dit is niks wat jou uit te waai nie. Ek bedoel, is gewoon 'n bietjie embarrassed. Hulle kry nie 'n vis gevang nie. Eerlik, nee, sê dit nie. Jesus sê, hey, is julle okay? Kom julle reg? Wat doen ons? Hey, is jy okay? Ja, nee, ek's fine. Ek's fine, regtig. Oor my worry nie. Ons is eintlik met die Here eerlik regtig oor wat in ons hart leef altyd nie. Binne gaan dinge nie lekker nie. Disippels, Jesus sê, ek wil intree. Wat gaan aan? Hey, kom julle reg daar? Nee, ons doen nie. Ons vang niks. Wat doen hy dan? Hy sê, okay, gooi julle net aan die ander kant uit. Vers 6. As julle niks vang nie, gooi julle net aan die regterkant uit. Wat doen hulle? Dink jy is jy? Jy lyk vir my soos 'n visserman, nie? Wat weet jy van visvang af? Gooi dit net aan die linkerkant uit, Thomas. Ek weet nie wie hierdie ou op die wal is nie. Nee, dis amazing. Dis wat staan hier so in vers 6. Hy sê vir hulle, gooi dit net aan die regterkant van die skei uit, dan sal julle iets kry. Hulle het dit net toe daar uitgegooi. So maklik soos dit. Wanneer was jy so gehoorsaam? Hulle weet nie dis Jesus nie. Jesus tree in, hy gee vir hulle raad en hulle doen dit net, sonder om te bevraagteken, sonder om. So die eerste ding wat ons weet van God wat jou wil help, God wil intree in jou lewe en hy wil 'n intervention hê in jou lewe en in dit wat in jou lewe aangaan. Die tweede ding, as jy wil hê God moet saam jou in 'n span werk in jou lewe, is dan moet jy actually luister vir dit wat hy sê. Want God is actually die kenner op elke gebied van hierdie lewe. Jesus is nie 'n visserman nie, maar God is die skepper. Hy het die visse ook gemaak. Hy weet actually meer as die visserman van visvang af, want hy het volmaakte kennis. En ek wil nou nie vir jou jok nie, maar God is actually 'n beter kenner op jou vakgebied. Hy is tot beter as jou prof. Kan maar vir jou prof sê, ek weet, so hy weet meer van fisika of van huishoudkunde of van ek weet nie, stoute kinders. Hy weet meer as jy of enige dosent van jou vakgebied. God weet beter as jy van verhoudings, glo dit of nie. God weet beter as jy van vriendskap. God weet beter as jy van hoe om regtig te social en die lewe te geniet ook nog. God weet in elke vlak van hierdie samelewing die beste. Nou wie van julle het al ooit daai ding wat mense vir jou sê, as jy nou 30 minute saam enigiemand kan tee drink in die geskiedenis, wie sal jy saam wil tee drink? Het iemand dit of jou gevra? Bietjie meer wil chat en hoor en dalk raad kry en by hulle wysheid tap en dan sê mense gewoonlik soos Gandhi of Moeder Teresa of party sê Hitler dalk en dalk iets in Hitler se tee gooi, 'n kramp kry. En gewoonlik wil ons die wysheid tap van mense wat klaar dood is. Die amazing ding van God is, hy lewe nog en hy weet die beste. Jesus leef, en deur sy gees wat ons laasweek geselebrate het, leef hy in jou, en al die kennis van wat die Here beskik, is in jou, deur die gees. Jesus sê, gooi dit net uit. Hulle sê, okay, strei nie, dink nie hulle is beter nie, sê nie hy, wat ook al nie, doen dit net. Nou hier is ons die triek, ons wil hê die Here moet saam met ons lewe en ons wil hê, hy moet saam met ons, maar ek ken my beter as wat die Here my ken.
Ek bly in hierdie lyf, die Here bly ook in hierdie lyf as ons dit reg glo, voetnota. Maar ons is geneig om te stry. Ons sê ons hoor nie die Here se stem nie. Hoe praat die Here met ons? En dis nie waar hierdie preek gaan nie, maar ons kan dit gou sê. Die Here praat met ons deur sy woord. Hy praat met ons in sy natuur. Hy praat met ons deur die mense om ons. Daai sagte fluister in jou hart van wat jy partykeer net weet, hierdie is die ding wat jy moet doen. Dis die Here wat met jou praat. Wat doen ons gewoonlik? Nee, Here, ek sal dit onthou as dit nie andersins uitwerk nie. Ek kom terug na U toe, hoor. Hou net daai gedagte. Kom ons probeer net eers my manier. Soos jou GPS, draai links. Nee, ons gaan nie nou links nie. Ek ken die pad. Dis daai klein fluistering in jou stem, as jy kan oefen om dit te begin gehoorsaam, gaan jy al hoe beter Here verstaan, al hoe beter Here se stem hoor. En ek wonder, as jy sê, maar ek ervaar nie Here en ek hoor nie sy stem nie, is jy werklik gehoorsaam in daai klein goedjies? As jy eerlik moet wees, hoe gehoorsaam is jy in die klein goedjies wat die Here op jou hart druk om te doen? Want voor jy nie daai kan oefen nie. Hierdie disippels beleef 'n amazing omkeer, van super moedeloos, van gaan regtig goed nie, van vang nie een vis nie, na amper te veel vis om uit te sleep. Wat doen hulle? Hulle doen net wat Jesus sê. Kyk die seën in gehoorsaamheid. Tweede ding wat jy moet doen, as jy wil hê God moet saam met jou leef, as jy voel jy's moedeloos, jy kan nie meer nie, is doen wat hy vir jou sê. Die derde ding wat ons kan sê is, aanvaar net hierdie uitnodiging wat God na jou kant toe gee. Om saam met jou in verhouding te wees. Daar's 'n uitnodiging wat die Here na jou toe maak. Om saam met jou in verhouding te leef. Skielik na die wonderwerk erken hulle hom. It's amazing. En Jesus roep hulle, hy sê kom hier. En Petrus trek sy hemp aan en spring in die water, dit maak sin. En hy storm na Jesus toe. Ek bedoel, dis tipies Petrus. Ons gaan dis tipies Petrus. Ou laai van hom. Storm na Jesus toe. Ten spyte van wat gebeur het, en ons gaan nou oor dit praat, maar imagine gou, waar het Petrus laas vir Jesus gesien, hy het hom verloon. En hier sien hy hom weer, en hy storm na hom toe, sonder om daaroor te dink. Vir my en jou sê, maak nie saak wat jy gedoen het nie, maak nie saak wat jy was nie, daar's 'n uitnodiging vir jou, wat Jesus vir jou gee, en jy mag die vrymoedigheid hê om na hom toe te storm, met jou lewe, met jou staf. En saam met hom, in verhouding, intimiteit. Hy nooi hulle om saam met hom te eet. Hy sit, hy maak vir hulle kos, hulle eet saam. Dit is naby. Dit spreek van versorging. Iemand wat vir jou kos maak, wat kan kos maak ook, nee, anders is dit wel poging tot moord. Maar ek dink Jesus sou kon kos maak, hy weet die beste van alles, ultimate master chef. Iemand wat vir jou kos maak, wat sê hy kom sit hier, ek het vir jou iets voorberei, julle was heel nag besig, julle is moeg. Dit is versorging. Dis God se voorsienigheid en dis fellowship, dis intimiteit, dis saam kuier. Dis die uitnodiging. Dis vir jou ook daar. Sê hy, ek leef en ek wil saam jou leef in fellowship en in versorging wat ek vir jou doen. Jesus help ons en ek dink hierdie 3 goedjies wat ons hier sien in hierdie teks wat dit so amazing maak is die beginsel van ons uitdagings vandag. In ons eie visserbootjie met ons eie mislukking tot 'n vangs, staan Jesus op die wal en hy roep na elkeen van ons. Maar Jesus doen nog iets. Die teks gaan aan, ons gaan dit nie nou lees nie. Die teks gaan aan waar Petrus opnuut sy opdrag kry. Waar Jesus 3 keer vir Petrus vra, het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? En Petrus laat hartseer raak en sê, Here, U weet ek het vir U lief. Jesus wil nie net saam jou loop en jou keer om soveel mislukkings in die lewe te hê nie. Jesus wil jou ook kom genees en herstel na jou mislukkings. Hulle sit hierso saam om die vuur. Waar was Petrus toe hy Jesus verloon het? Hy het daar saam die soldate se hande warm gemaak by die vuur. OK. So selfe sien wat Jesus hier gebou het. 3 keer het Petrus vir Jesus verloon. 3 keer vra Jesus vir Petrus, het jy my lief? Hy herstel hom. Hy gee hom die geleentheid om reg te maak. Amazing. Ons sien Petrus, die rots van die kerk, wat herstel word om die man van God te word, wat ons van lees in Handelinge. Wat nie die mislukking is nie, wat die herstelde man van God is, waarvan ons lees in Handelinge. En kyk wat doen hy, hy herinner hom eers. Hey, onthou jy Petrus, dinge het nie lekker gegaan nie. Hy sê dit nie. Maar deur hierdie vraag te vra, herinner hy vir Petrus waar hy was. En ons as mense het dit nodig. Ons het nodig om eers ons skuld te erken, sodat ons iets daaraan kan doen, want ons ontken dit maklik. Hoe begin alle AA meetings? Ek gaan nou nie sê nie, want anders dink ons jy was daar.
my naam is Sandri en ek is 'n alkoholist. En dan kan ek verder praat. Ek moet eers erken dat ek hierdie probleem het, voor ek enigiets aan dit kan doen. Jesus doen dieselfde hier met Petrus. Hy sê nie vir hom, hey Petrus, so onthou jy toe daai dogtertjie vir jou kom vra het, en toe was jy te bang om te sê jy ken my, en toe verraai jy my, kom ons praat daaroor, nie? Hy sê vir my, is jy vir my lief? Hoekom? Want die rede hoekom jy en ek en Petrus die Here verraai, die rede hoekom ons sonde kies, die rede hoekom ons selfsugtig is omdat ons eintlik net vir onsself lief is. Omdat ons eintlik nie vir die Here so lief is soos ons moet wees nie. Omdat ons daai eerste gebod van jy moet die Here jou God lief hê nog nie lekker verstaan nie. Jesus weet dis ons probleem. Die rede hoekom ons hom verraai is 'n saak van liefde en hy gee vir Petrus die geleentheid om dit te herstel. Om vergifnis te ontvang. Om weer in sy diens te kan staan. Maar hy moet eers sy hart uitsorteer. En dan kry hy weer dieselfde opdrag. Ek dink dis 'n amazing ding. As ons oor mislukkings praat, dan sê ons right. Weet jy wat, as jy voel jy kan nie op jou eie nie, Jesus staan op die wal en hy nooi jou. Hy wil intree. Hy wil vir jou help en raad gee en hy nooi jou om deel te wees van sy plan vir jou lewe. Maar waar ook al jy is en jy het reeds hierdie mislukking, God is 'n God van tweede kansse. God is 'n God van derde kansse, vierde kansse, noem dit. Hy's 'n God van kansse. Petrus benut hierdie. Petrus laat toe dat Jesus hom herstel. En ons lees van Petrus dat hy in Jerusalem se strate loop en sy skaduwee bring genesing. Is dit nie amazing nie? Hoeveel mense ken julle met so skaduwee? Met so skadukant? Jy sit dalk hier. Dis voor eksamen, was dalk nie 'n goeie jaar nie. Jy voel vanaand dalk moeg, voel vanaand dalk bietjie moedeloos, jy voel vanaand dalk bietjie keelvol. Jy sit dalk hier en 'n verhouding het nie lekker uitgewerk nie. Jou hart is seer. Jy het dit dalk nie verdien wat met jou gebeur het nie. Jy sit hier en jy het dalk 'n klomp sakkie keuses gemaak hierdie semester. En jy voel skuldig en jy voel ver van die Here af. En jy voel nie goed genoeg nie. En jy voel dalk geestelik bietjie soos 'n mislukking. Ek wil dit vir jou vanaand sê. Jesus staan op die wal. Wanneer Jesus op die wal kom staan, breek die dag en kom die lig. En waar ook al jy ronddobber en waar ook al jy ver en afgesonder en bang teen die storm voel, Jesus staan op die wal, vandag in jou lewe, lewend, en hy roep vir jou. En miskien moet jy begin deur te sê, nee Here, ek is nie okay nie. Wat kan ek doen? Hoe kan ek dit saam met U doen? Verwelkom sy intrede, gehoorsaam sy opdrag, aanvaar sy uitnodiging, laat die Here toe om jou te kom herstel. Daai skuld wat jy mee loop van matriekvakansie af al. Daai gevoel van mislukking en verwerping en nie goed genoeg nie, wat jy in jou dra. Wees soos Petrus. Gee jou hart vir die Here, laat die Here vanaand jou hart ook kom verander. Weet julle wat is ons probleem? Waarmee ek gaan afsluit. Mense sê baie, hoekom het die huwelike van die ou mense gehou? Julle ken daai storie, dan sê die ou mense, ons het groot geword in 'n tyd waar as iets stikkend was, jy dit reggemaak het, nie net weggegooi het nie, nê? Julle het dit al gehoor. Ek dink ons is gelowig ook so. Ek dink daai siekte het na ons verhouding met die Here toe ook gekom. En ons dink as iets gebreek het en stikkend was en ek opgemors het, is dit verby. Is dit te laat? Is dit klaar? Ek hoop tyd van Jesus wat leef vanaand vir jou die vrymoedigheid sal gee om met oop arms soos Petrus uit jou skei uit te klim en na hom toe te storm en te weet hy wag vir jou. Hy wil jou by hom hê, hy wil jou verwelkom, hy wil jou vashou, hy wil jou vertroos, hy wil jou herstel en hy wil jou weer oprig vir die roeping wat hy vir jou lewe het. Jy kan ook soos Petrus wees. Jy kan ook die lewe en legacy van Petrus leef. Maar dan moet jy die Here wat leef toelaat in jou lewe. Amen. Here, dankie